Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgeles deur Marlena Nel. Vrydag, 29 Mei, vir verdere studie. Wanneer die wet van God ter sprake kom, het mens dikwels met verdraaiings en wanopvattings te make. Tog is dit geensins verrassend nie. Neem in ag dat dit juis oor die wet was dat Satan swaarde met God gekruis het. In Jesus se tyd was party mense onder die indruk dat hy gekom het om die wet af te skaf, maar niks is minder waar nie. Jesus het juis lig op die wet en op God se lieflike karakter gewerp en het gekom om ten volle daaraan uiting te gee. Ons lees tog in Matteus 5 vers 17 en 18 die volgende: Moenie dink dat ek gekom het om die wet en die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul. Want voorwaar ek sê vir julle, voordat die hemel en die aarde verbygaan, sal nie een jota of een titeltjie van die wet ooit verbygaan totdat alles gebeur het nie. Dit is sodat elke gelowige die ware aard en wese van God kan sien. Die volgende aanhaling lees ons uit Ellen G. White, Prophets and Kings, bladsy 465 en 466. Israel se enigste hoop dat die Godsplan deur hulle vervul sou word was naarmate hulle onsag vir God se heilige woord gehad en dit in hul binneste gekoester het. Hierdie agting vir die wet van God is dat die volk tydens koning Dawid asook vroeg in Salomo se regerings sterk gemaak het. Deur geloof in die lewende woord is hervormings in die dae van Elia en Josia bewerkstellig. Dit was op hierdie einste skrif van waarheid, Israel se waardevolste erfenis, wat Jeremia hom ook beroep het in 'n poging om hervorming te bring. Ellen G. White, Prophets and Kings, bladsy 465 en 466. Vrae vir bespreking. Vraag nommer 1. Hoe beskou hoofstroomkultuur sonde? Wat behoort ons reaksie as 'n kerkgenootskap en as 'n gemeente daarop te wees? Vraag nommer 2. Waar en hoe het jy al die vernietigende uitwerking wat sonde op die gelowige se verhouding met God en ander het, persoonlik beleef? Vraag nommer 3. Let op jou eie lewe. Was gehoorsaamheid aan die wet van God tot dusver 'n moeilike of maklike taak? Watter faktore het daartoe bygedra om dit makliker of moeiliker te maak? Vraag nommer 4. Die naam Sewende Dag Adventis toon juis dat ons erns met die wet van God maak. Tog dreig die gevaar van wettiesheid, die wanopvatting dat gehoorsaamheid daaraan mens red. Hoe vermy ons as Adventiste hierdie struik? Gebruik nou jou verbeelding. In jou geestesoog is dit die oordeelsdag. Elke sonde wat jy al ooit gedoen het, word een vir een voor God, voor hom, wat 'n heilige en volmaakte hemelse regter is, gebring. Waarop gaan jy jou beroep? Jou onderhouding van die wet, of Jesus se volmaakte geregtigheid wat hy jou geskenk het? Vraag nommer 5. Hoe kan kennis of 'n gebrek daaraan 'n uitwerking op 'n mens se verhouding met God hê? Ons lees Spreuke 24 verse 3, 13 en 14. Deur wysheid word 'n huis gebou en deur verstand word dit bevestig. Eet heuning, my seun, want dit is goed, en heuningstroop is soet teen jou verhemelte. Erken dat die wysheid so is vir jou siel. As jy dit vind, dan is daar 'n toekoms, en jou hoop sal nie verydel word nie. Ter opsomming. Ons lewens is met sonde besmet, wat ons van die Here skei. Die Here nooi ons egter om hom met ons hele verstand en hart en wese met al ons kragte te ken en lief te hê. Wanneer ons dit doen, sal ons van nature meer naaste liefde hê.
Hierdie liefde vir God en ons medemens word in God se wet saamgevat wat aan die mensdom gegee is om ons verhouding met die Here asook diegene om ons te beskerm en te bewaar. God se wet weerspieël sy karakter op 'n mooi wyse, en wanneer ons sy wet verstaan, sal ons band met hom al hegter en sterker raak. Kom ons sluit af met gebed. Liefdevolle Vader, ons sê vir U dankie vir die voorreg wat U ons geskenk het om hierdie tyd saam met U te kan spandeer. Ons dankie vir die waarheid van die evangelie, ons dankie vir die liefde wat 'n bewys is deur Jesus Christus. Here, help ons om sonde raak te sien soos U dit sien, maar om nie te vergeet dat daar vergifnis, hoop en redding is nie. Here, leer ons om U wil lief te hê en dat ons hierdie boodskap in ons harte mag bewaar. Ons dankie, ons loof U en ons prys U in die naam van Jesus Christus alleen. Amen.